En ek gaan daar 10 verse saam lees, Matteus 26 van vers 36 tot by vers 46, ja, 46. Kom ons kyk bietjie wat staan hier geskryf. En ek wil vertrou dat ook ons doopouers en elkeen van die wat hier is, dat ons almal sal hoor wat die Here vir ons sê. Jy sal op die afkondiging sien dat ons wil graag hierdie maand die Here wil hê dat ons 'n kultuur van gebed in die gemeente moet begin. Dat daar 'n bewustheid by ons moet kom van hoe belangrik gebed is. En daarom het ons byvoorbeeld die naweek van die 29 Januarie, het ons 'n oggenddiens en 'n aanddiens 6uur, en die maandag aand 6uur, en die dinsdag aand 6uur. En Dr. Endres gaan by ons kom werk, van die gemeente kom praat, juist oor gebed, en dan hoe belangrik dit is. So ons wil dit aan die een kant, wil die Here vandag vir ons van bewus maak. Aan die ander kant is dit vandag die begin van 'n nuwe jaar, en 'n derde doelwit is dat ons het ook 2 pragtige babas wat gedoop gaan word, Christian Olivier en dan ook Minke de Tooi. En nou wil die Here hierdie wêrelde by mekaar bring en baie reg en baie eenvoudig met elkeen van ons vra. En as jy nou hoor dat die teksgedeelte handel oor Jesus se belewenis in die tyd van Getsemane, dat jy die volste reg op my te vra, liewe aarde Anton, kom ons daar. Want dis 'n teksgedeelte wat 'n mens ons maar meer in die lydenstyd hanteer. Is ek reg? Hier by die lyding van die Here Jesus, daai 6-7 weke voor Paasnaweek. Miskien sou jy vir my sê, "Jo, ek wil nie die nuwe jaar so morbied begin nie, want dit gaan oor lyding en pyn en swaar kry." Ja, jy het heeltemal reg om so te voel. Maar kom ons kyk wat sê die Here vir ons. Ek lees dit saam met u. Hier staan by vers 36. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane, en hy sê vir hulle, "Sit hier terwyl ek daar gaan bid." Hy vir Petrus en die 2 seuns van Zebedeus, dis nou Johannes en Jakobus, saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangst geword. Hy was bang. En vir hulle gesê, luister hoe mooi en eerlik is die Here Jesus daarmee sê, "Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met my." Nou mense, Lukas sê vir ons dat die Here Jesus so bang was en dat hy so intens gebid het dat sy sweet soos bloeddruppels geval het op die grond, en dat sy Vader 'n engel moes stuur om hom te kom bemoedig en om hom te kom versterk. Nou wie staan geskryf, hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid, "My Vader," hy het mooi die aanspreekvorm, "My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil." Daarna kom hy na die disippels toe, terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê vir Petrus, "Kom julle nie eens 1 uur lank saam met my waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak." 'n tweede keer het hy gaan bid en gesê, "My Vader, as hierdie lydingsbeker nie by my kan verbygaan nie, sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied." Toe hy terugkom, kry hy hulle weer aan die slaap, want van die vaak kon hulle nie hulle oë oophou nie. Hy het hulle weer alleen laat bly en 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na die disippels toe terug en sê vir hulle, "Slaap en rus julle nog. Die uur het gekom. Die Seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee. Staan op. Kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai is hier naby." Dit is 'n bietjie in terme van ons tema wat jy op die skerm sal sien. En kyk 'n bietjie na die toneel ook daar. Die tema vanoggend, wat ek glo die Here die gebedsmaand mee wil begin, maar waarmee die Here ook hierdie jaar mee wil begin, en wat die Here ook vandag vir elke doopouer, vir Konrie en Manley, vir
Stefan Madeline wil sê is, ek gee vir jou vanoggend die tema, my Vader, laat U wil geskied. My Vader, laat U wil geskied. Die eerste gedagte wat daaruit voortvloei in die fokus van die Here vir ons vra is, dat ons moet kyk na die krisusuur in die Here Jesus se lewe. Kom ons sê vir mekaar, as ek vanoggend deur hierdie gemeente moes stap, en as ek vanoggend elkeen van u moes vra, wat 'n krisis het jy al in jou lewe beleef, dan sou hier vandag skitterende getuienisse gekom het. Want hier sit vandag mense wat in 2011 bitter seer gehad het, wat baie swaar gekry het, en wat deur 'n snelkroes gegaan het. En as ek vandag vir jou sê dat die Here Jesus Christus selfs meer as dit beleef het, dan is dit belangrik om te kyk hoe hy byvoorbeeld in hierdie krisisuur van sy lewe, hoe hy optree en wat hy presies daarmee maak. Nou staan hier geskryf dat die Here Jesus Christus meer as een keer in sy lewe, en ons weet dit mos, dat hy 'n verstommende, lewende gebedskontak met die Vader gehad het. En ons weet dat hy sy Vader se teenwoordigheid baie gaan opsoek het, in die nag, dwars deur die nag, in die oggend, in die dag, waar ook al. Was dit vir hom as seun van God bitter belangrik om tyd met sy Vader te gaan spandeer, sodat hy perspektief kon kry vir sy roeping op hierdie aarde. En hierdie gedeelte sê vir ons dat in hierdie krisisuur was die Here Jesus soos 'n mens, soos ek en jy, benoud en bang en onseker. En ek weet nie oor hierdie jaar voel, en ek weet ook nie hoe nie oor die kinders voel, maar mense ook vandag moet sê, niemand van ons kan die jaar voorspel, en kan vandag van mekaar sê, wat hierdie jaar alles wat ons gaan inhou nie, want soos wat u hier sit, as u net 'n bietjie na links en na regs kyk, sal u aan iemand se hand kon raak, wat vanoggend bitter seer het. Ek wil dit vir u sê, maar ek kan dit nie vir u sê. Daar's mense om jou, wat sit met baie ellende en met baie seer. En dan moet jy vanoggend weet, maar jou Heiland, jou en my verlosser, ken dit. En hy verstaan dit. Want ons sê ons baie keer vir mekaar om bang te wees, dis nie wat die Here wil hê ons moet wees nie, maar ons is ons nie van yster gemaak nie, ons is mense. En daarom is 'n mens dit ons onseker, en soos Jesus Christus, doodsbenoud. Niemand weet wat die sakewêreld vir jou gaan inhou nie, niemand weet wat die beurs gaan doen nie, niemand weet wat op die oomblik in jou liggaam aan die gang is, en dat jy miskien oor 'n week of 6 maande gaan hoor, wat jy dodelik en ernstig siek nie. Niemand weet dit. Maar dan kom die Here Jesus en hy sê vir ons, ek self was doodbenoud. Ek was so benoud dat my sweet, soos bloeddruppels op die grond geval. Ek was so benoud dat die Vader inderdaad een van sy engele na my toe moes uitstuur, om my in die skouder te kom raak, om my te kom bemoedig, sê Lukas vir ons, om vir hom krag en inspirasie te gee, om steeds sy vertroue in sy Vader te stel. En dan daai doodsbenoudheid van hom, dan beleef hy, dat hy met sy Vader praat, en dat hy vir hom vra, neem hierdie uur weg, maar hy sluit dit elke keer af met die woorde, laat u wil geskied, tot waar hy die berusting van die Here ontvang het, en waar hy inderdaad hierdie nag moes ingaan. Nou geliefdes, ek is 'n mens soos nie, elkeen van ons is 'n mens, begenadigde mens. Maar die woord van die Here wil vir ons sê, gaan kyk na Jesus se krisis hier, na die tweede gedagte, dan sê, maar gaan kyk net, dat die Here Jesus het besef, dat hy sy Vader ken, en dat hy op sy Vader kan vertrou. Kom ons sê dit vanoggend vir mekaar. As jy ver van die Here afleef, en as jy willens en wetens in die duisternis leef, en as jy willens en wetens besig is met verkeerde dinge, dan is dit moeilik om vandag vir jou te sê, jy kan dit ook sê. Maar dan nooi die Here 'n mens na hom toe, dan vra die Here vir 'n mens, kom na my toe, en spreek my aan as
Pater hoe? Ja, weer kry ek nou rings as ek dink dat dit die woorde van die Here Jesus was. Die Griekse woord Pater hoe? My Vader. Want as hy dan sy Vader aanspreek, dan besef hy hoe ongelooflik sy Vader is. En geliefdes, hier staan ons almal by 'n doopvont, ons staan by die begin van 'n nuwe jaar, ons het die geleentheid om te kan leer oor gebed, en die woorde wat hy vir ons gee is, en wat hy vir ons sê is, you dare to call him Father. Jy mag hom aanspreek as my Vader. En die Here Jesus neem hierdie vrymoedigheid om met sy Vader hieroor te praat, omdat hy inderdaad weet wat hy in sy Vader het, en hoe ongelooflik hy, en luister mooi, sy Vader kan vertrou. Ag, kom luister.